Ja, hy is ons bron. Toe ek moet ons die laaste liedjie sing. Wat 'n voorreg is dit vir my en vir jou om aan hom te behoort. Wat 'n voorreg om die koning van die konings te ken. En dat ons die voorreg gehad het om te sê, ja Here, wees koning van my lewe. Wat 'n voorreg om hom te ken, die almagtige, enigste lewende God wat daar is, om hom te ken. Wat 'n voorreg. En daarom liedjie, hy is waardig om al ons lof, al ons aanbidding te ontvang. Alles. En dit wat Willie gesê het, hy is ons bron. Hy is nie net ons bron, hy is ons lewe. Hooplik gaan ek by die vers uitkom nog vandag. Hy is ons lewe. Ons was dood. En hy het ons kom red. Ek wil iets vertel vir u wat gebeur het met my en Chart. Ons was op soek na 'n bil, bees, 'n bil. Ons het gesukkel om 'n billetjie in hand te kry. En ek en hy praat so en ons besluit, luister, kom ons gaan na die slaghuis toe, na Dani Joosthulle toe, want daar's baie beeste en dalk sal daar 'n billetjie wees wat ons kan koop. En ons gaan toe soontoe en ons kry mooi dier en ons koop hom. Maar wat my getref het, daai billetjie wat op die vuur moes geland het 'n tweede kans gekry. Hy moes in my bord gewees het en hy het nie my bord geland nie. Hy het geland by klomp verse en koeie en ek wil nie daaroor uitbrei nie. Maar dis die realiteit van wat gebeur het met daai billetjie. Dis presies wat gebeur het met my en jou. Presies dieselfde. Daar was 'n bod gewees wat betaal is. Jesus sê, luister nie hierdie een nie, ek koop hom. Hy is myne. En ons sou hel toe gegaan het. Elkeen van ons was op pad hel toe. En toe besluit die koning van alle konings, hierdie een koop ek, is myne. Ek sal my lewe neerlê vir hom. Sal my lewe gee vir hom. Dis die groot God wat ons aanbid. Vanmôre wil ek jou praat oor liefde. Ek in die verlede die vorige 2 keer het ek gepraat oor God is by ons en ek kan nie teruggaan daarna nie. God is by ons, maar meer is dit, hy is in ons en dan is ons in hom. Ons word gedoop in hom, dooping met die Heilige Gees. En hierdie goed is geweldig belangrik. Hoekom is dit belangrik? Want die Here het vir ons gesê, en hy sê weer vir ons vandag, hy wil hê ons moet wandel soos wat hy gewandel het. Die rede hoekom God ons toegerus het met 'n geskenk kragtige wapen, is dat ons die vermoë en die kapasiteit sal hê om te wandel soos wat hy gewandel het. 1 Johannes 2 vers 6. Sy hart is dat ons sal wandel soos hy gewandel het. En dis hoekom ek en jy die dooping met die Heilige Gees geweldig nodig het. Daar's geen manier, ek het dit gesê, ek gaan dit weer sê, daar's geen manier dat jy Christen kan wees, dat jy kan wandel soos Jesus gewandel het, sonder die krag van die Heilige Gees nie. Dit is onmoontlik. En daarom het die Here vir ons gesê, my boetie en sussie, elkeen van ons moet 'n brandende begeerte hê, om te vloei met die gawes van die Heilige Gees. Romeine 8:14. Hulle wat gelei word deur die Heilige Gees, hulle is volwasse kinders van God. Mense sal Jesus in hulle lewe sien. Amen. Dis wat die Here met ons gepraat. Vanoggend, en dit het ons gelees in hoofstuk 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Vanmôre wil die Here met ons praat oor 1 Korintiërs 13.
In hierdie middel van hierdie. En kom ons blaai gou na, en ek gaan dit kan lees. 1 Korintiërs 13. Ja, dalk moet ons dit lees. Ja, kom ons lees dit maar. 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13. Terwyl ons by 1 Korintiërs is, ons gaan net na 12 toe. Ek gaan een vers daar lees, 1 en 14, vir die besoekers van Zimbabwe af. Ek wil net sê, hoekom my vrou is ongelukkig nie hier nie, omdat die een wat na Monique kyk het nie opgedaag nie, en dis hoekom my vrou nie hier is nie. Ek moes die koffie maak, en sterkte vir julle wat dit gaan drink. Ek hoop dit is goed. Ek sê gewoonlik 'n koffiemaker. 1 Korintiërs 13, ek wil net sê hoekom ons my vrou nie hier nie. 1 Korintiërs 12, ekskuus, 1 Korintiërs 12 vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders en susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. En eina, in die Engelse diens het hy gesê, guilty as charged. En ek dink daar's baie van ons wat hier sit, my ingesluit, ons onkundig oor hierdie goed. Reg, blaai dan om na 14 toe, 14 vers 1, dan gaan ons na 13 toe gaan. Hy sê, jaag die liefde na, en dis waaroor ek wil praat. En beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Met ander woorde, om te passie, 'n dringende begeerte in my en jou wees om te sê, Here, hierdie goed, hierdie geskenk wat U vir my gee het, ek begeer dit, ek soek dit. Ek honger en ek dors daarna. Hy praat in Johannes 7 oor, ons moet dors, as ons dors, my boetie en sussie, ek was, toe ek in die weermag was ons op die grens, en dan het ons patrollie gestap, en daar's baie manne wat nog erger as ek beleef het, maar, daar's nie water gewees nie. Jy stap en jy het nie water, ek het so botteltjie gehad, so skoolkind botteltjie, so plastiese botteltjie, wat ek skoon suiwer water ingehou het, van die kamp af. En ek het myself beloof, ek gaan dit nie drink nie, as ek nie water sien, want baie keer sê die kaart, daar's water, en as jy daar kom, is daar nie water nie, en baie ouens het dan alle water opgedrink, dan is daar niks. Nou, ek het gesê, as ek nie sien nie, drink ek nie. Maar as ek sien, dan drink ek nie daai nie, dan drink ek dit wat beskikbaar is. Maar wat ek vir u wil sê, wat gebeur met my? Jy's in 'n oorlogssituasie, en raai wat sê jou brein vir jou, my brein vir my gesê, hy sê water, dis al wat hy sê. Jy het naderhand nie gefokus op wat jy doen nie, want jou brein het een ding wat hy sê, ek soek water. Jou liggaam soek water. En dis waarvan hy praat. My boetie sê, ek kan jou nie dors maak nie. Ek kan jou nie ywer gee nie. Jy gaan sê, Here, ek is dors vir U ding. Ek soek die gawes van die Heilige Gees. Funksioneer deur my. Potensiaal is goed, maar potensiaal wat nie geoefen word nie, is niks. En daar's baie potensiaal in ons. Baie geweldig, om elke plan van die vyand te verbreek. God het vir ons die wapens gegee, die gawes gegee, om elke plan van die vyand te verbreek. Amen. Dis een wat gehoor het. Ek gaan dit weer sê. God het ons geskenk gegee, gawes gegee, wat elke triek van die vyand, elke aanslag van die vyand kan vernietig. Die potensiaal is daar, maar raai wat, ek moet oefen in dit. Ek moet oefen in dit. Ek is nou weer terug na die weermag toe, toe ons gaan skiet het byvoorbeeld, ons is nou plaasjapies, jy het nou baie geskiet, hier langs my was daar so sagte seun wat langs my gelê het, en daar is nie baie genade vir sulke ouens gewees in weermag nie, maar, wat gebeur het nou, hulle vir ons gesê, want jy doen, dan lê daar, en dan moet jy skiet, en dan, as hy skiet, dan sien jy stof net hier voor, 10 meter voor jy, dit is net soke stof, en die ouens daar agter met die strepe op, het nie genade nie. Hulle spring op so ou.
Verstaan hom, maar hy het nie idee wat se wapen nie. Hy het nie idee wat se R1 nie. Die ding skop, toe ons stort daai aand, potblou sy skouer. Potblou. Hy het sy wapen nie geken nie. God wil hê ons moet vaardig geraak met die wapen. En dit kom met oefening. As ek nie gaan oefen nie, gaan ek nie reg kry. En daar wil ek jou uitnooi op 'n Sondag. Gaan vertrou die Here vir 'n woord. Gaan vertrou die Here vir iets. Kom deel hom. Nie nodig hiervoor nie. Stap na iemand toe. Gaan profeteer, gaan bemoedig hom. Gaan bid vir 'n persoon. Right. Kom ons gaan na hoofstuk 13 toe. Hoofstuk 13, kom ons lees van vers 1 af. 1 Korintiërs 13 vers 1. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek. Interessant, ons kan die tale van engele ook bespreek, sê Paulus. En ek het nie liefde nie, dan het ek klinkende metaal en 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kan versit, en ek het nie liefde nie, dan het ek niks nie. Hy sê, al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit niks baat nie. Met ander woorde, as hy praat oor die gawes, hy praat nou hoofstuk 12 oor die gawes en 14, dan sê hy, luister, die belangrikste ding is die liefde. Met ander woorde, hy sê nie dis belangriker nie, hy sê die fondasie van die gawes moet wees liefde. Reg, en ek wil vanmôre wil ek nie praat oor liefde wat ons het teenoor mense nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor God is liefde. Ek wil terugkom wat Jean gesê het, wat ek toe op aangehaal het. Ek sê, as ons hom nie ken nie, dan gaan dit baie moeilik wees, wanneer die storm kom, om te sê, Here, hy is getrou. Die golwe is groot. Die aanslag is geweldig. Maar Here, dankie, hy is groot en hy is goed, en hy is vir my. My boetie en sussie, en daarom praat hy oor ons eerste liefde. God wil hê, dat ek en jy sal weet, dat ons sal weet, hy is liefde. Hy het jou lief. En sy liefde is agape liefde, ons kerk se naam. Agape liefde. Ongelukkig in Afrikaans praat ons net van liefde. In die Grieks is daar 4 woorde. Ek hoop ek kan onthou. Dis agape liefde, eros, phileo en sorgan. Dis 4 verskillende woorde. Ons het 1 woord. Ons sê, ek's lief vir my vrou, ek's lief vir my kind, ek's lief vir die hond, ek's lief vir visvang. En dit is alles dieselfde ding, dink ons. En ons hanteer hulle almal dieselfde. Somtyds. Maar God sê nee, daar's 4 verskillende soorte liefde, en ek wil praat vanoggend oor God se liefde. En dis baie belangrik wat ek vanmôre gaan deel. Hoekom? Want ons het 'n skiewe prentjie van wie God is, en as ek God nie ken nie, raai wat, dan gaan ek hom nie vertrou nie. As ek hom nie ken nie, gaan ek hom nie vertrou nie. En as ek hom nie vertrou nie, dan gaan ek nie gehoorsaam wees aan wat hy sê nie. Met ander woorde, ek gaan nie 'n dader word van die woord nie. En daarom, my boetie en sussie, as ek en jy 'n skewe beeld het van wie God is, dan het ons moeilikheid. En dis dalk die rede hoekom ons nie by daders van die woord uitkom nie. Ons ken hom nie. Hoe leer jy iemand ken? Vra die jong verliefdes. Tyd. Jong verliefdes, Gideon. Hoe leer ek iemand ken? Tyd. En as ons tyd in sy teenwoordig, ons gaan gou soontoe,
2 Korintiërs 3:18, ek lees dit baie, jy behoort nou al te ken. 2 Korintiërs 3:18 sê, terwyl ons almal met onbedekte gesigte soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, met ander woorde in sy teenwoordigheid, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. As ek tyd met hom spandeer, en ek sien hom vir wie hy is, dan verander ek. En dan sien mense Jesus in my. En almal sê, amen. As ek tyd met hom spandeer, dan leer ek hom ken, en ek verander, dan begin ek lyk soos hy. En dis die groot uitdaging. My boetie en sussie, God het jou lief. En die liefde wat hy het is agape liefde. En daai liefde beteken onvoorwaardelik lief. Onvoorwaardelik, met ander woorde, en hier kom 'n skok vir sommige van ons. Maak nie saak wat ek doen of nie doen nie. God se liefde vir jou verander nie. Dis die onvoorwaardelike liefde. Maak nie saak, die goed of die kwaad wat ek doen, kan God se liefde vir jou nie verander nie. Amen. Dis onvoorwaardelike liefde. Met ander woorde, maak nie saak hoe jy reageer nie. Goed of sleg. God se liefde verander nie. Nommer 2, dit kan nooit minder of meer word nie. God se liefde is perfek vir jou en my. Kom ons gaan na 1 Johannes toe. 1 Johannes, ek wil baie skrifte gelees het, maar ek sal lees soos wat ons daarby uitkom. 1 Johannes 4, 1 Johannes 4, agter in die Bybel, 1 Johannes 4, vers, kom ons begin by vers 7. En my gebed vanmôre, voordat ons dit, my gebed is, laat jy sal besef God's lief vir jou. Hy het jou onvoorwaardelik lief. 1 Johannes 4 vers 7, hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. God wil hê ons hom ken en laat hy lief is vir jou. Vers 2, vers 8, die volgende vers 8. Hy wat nie lief het nie, luister mooi, hy wat nie lief het, het God nie geken nie. Want God is liefde. My boetie en sussie, God het jou lief. En dit sluit nou aan by dit wat Willie gesê het. Hy het jou so lief dat hy alles wat hy het vir jou gegee het. Ek en jy ons was sy vyande. Tot hy ons lief gehad. Kom ons lees vers 9. Kom ons lees eers vers 16. Dieselfde hoofstuk. 1 Johannes 4:16. Hierin is die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid het in die dag van oordeel. Want soos hy is ons ook in die wêreld. Dit was 17, 16. En ons het liefde wat God ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly in God en God in hom. My boetie en sussie, God is liefde. En hy betoon dit aan ons deur vir Jesus te stuur. Vers 9, terug na 1 Johannes 4, 9. Ek sal nou ander verse ook saam dit lees. 1 Johannes 4, 9 lees daarna. Hy sê, hier is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy eniggebore seun in die wêreld ingestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Ek en jy was dood as gevolg van ons sondes. En nou leef ons. Hoekom? Want Jesus het gekom.
Kom ons gaan na Romeine 5 toe. Ek gaan weer terugkom na daai een, Romeine 5. Vers 5 vers 6, Romeine 5 vers 6, hy sê in vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus vir ons op die regtyd vir die goddelose gesterf. Vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God is lief vir jou. Van ons het ongelukkig 'n skewe beeldjie van God. Want as ons na die Ou Testament kyk, dan sê ons, hier lyk dit nie of God eintlik baie lief is vir mense nie. En as gevolg daarvan, weet ons nie wanneer ek bid en wanneer ek vra wat 'n God gaan vanmôre met my praat nie. En dis 'n skewe beeld van God. God het in die Ou Testament gedoen wat hy gedoen. Hy het mense doodgemaak. Hy het 'n engel gestuur en die engel het duisende mense doodgemaak. God het gestraf. Verseker, maar dit was die ou verbond. Ons is nou in die nuwe verbond. Kom ek gaan terug na die ou verbond. Vir 2000 jaar, van Adam en Eva af, vir 2000 jaar tot Moses, was daar geen wette nie. Die mens het gelewe soos hy wil. Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle nie gestraf nie. Hy het hulle uit die tuin uitgevat. Hoekom? Want hulle mag nie weer van die boom van lewe geëet het nie. Anders sou hulle vir ewig gelewe het in sonde. Hy het vir Kain nie doodgemaak nie. Kain wat sy broer doodgemaak het, want God hom nie gestraf nie. God hom beskerm deur 'n merk vir hom te gee. Daar was genade gewees vir 2000 jaar, maar die mens het so geleef in sonde, dat God gesê het, luister nie, ek gaan dit moet stop. En toe bring hy die wet in. En die doel van die wet, en ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie, die doel van die wet is vir straf. God was half en half in 'n oorlog met die mens. Hy het die mens gestraf met die wette. Al genade wat daar was in daai tyd was, jy kon 'n offer gebring het vir versoening vir jou sonde. Die doel van die sonde, en ons kon nooit die wet gehou het nie. Onthou, toe God die wet gegee het, was dit onmoontlik om die wet te hou. Die doel van die wet was dit nie om dit te hou nie. Jy kon dit nie hou nie. Die doel was juist om te sê, ek kan dit nie maak nie. Ek het iets anders wat in my plek moet sterf. Want ek kan dit nie maak nie. En daarom het God gesê, kry vir jou lam. En as jy lam bring, is daar versoening vir jou. En dis presies wat gebeur in die Nuwe Testament, het die lam betaal. Raai wat? Nou is ons versoen. Ek en jy het vrede met God. Gerard het my iemand gegee jare terug wat my lewe verander, waarna ek moet luister. En hy sê, die ou sê, God is nie meer kwaad nie. God is nie kwaad vir jou nie. Jy is nou sy kind, jy is versoen met hom. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy geweldig lief is vir jou. Jesus sy lewe neergelê. Johannes, kom ons blaai na Johannes 15 toe. Johannes 15, Jesus sy lewe neergelê, terwyl ons sy vyande was. Johannes 15, vers 13. Dis geweldig, lees so maklik, maar dit is so groot en geweldig. Johannes 15, vers 13, lees as volg. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gegee het. God het jou lief, en hy het goeie planne vir jou. Amen. God is lief vir jou. Hoekom het hy ons so lief? Wat is sy plan? Sy plan is, hy wil sy koninkryk vestig hier op aarde, maar die doel is eintlik, die Vader het die Seun gestuur om ons te red, want die Vader soek 'n bruid
vir sy seun. Ek gaan dit weer sê, die doel is, hoekom het Jesus ons gered? Die Vader soek 'n bruid vir sy seun. Toe God vir Adam gemaak het, sê, alles is goed, maar hierdie ding dat hierdie man alleen is nie goed nie. Ek gaan vir hom 'n maatjie maak. En God soek 'n bruid vir sy seun, dis ek en jy, dis die kerk. En dis hoekom jy sê, ek sal betaal. Want eendag gaan hy sy bruid kom haal. Hy is lief vir jou, sy bruid. Hy het goeie planne vir jou. Efesiërs 2:10. Efesiërs 2:10. Ons sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werk wat God vir ons voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek het dit vir hulle gelees, hulle trou, dink ek. Efesiërs 2:10. My boetie en sussie, mag dit jou lese wees. Mag dit jou denke wees. Here, U is net goed vir my. Dawid het dit beleef in Psalm 23. Net goedheid wil U, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. In die Ou Testament het Dawid dit geglo. My boetie en sussie, ek wil vir jou sê vanmôre, God is vir jou. God is vir jou. God wil jou seën. Hy het 'n duur prys betaal, sodat jy nie hel toe net sal gaan nie, maar dat jy lewe en lewe oorvloed sal hê. Duur prys betaal. En ek wil vir u uitnooi sê, kom ons leef in daai volheid. Kom ons ervaar sy liefde. Ek het vir u gesê, hy het ons versoen met die Vader, ons is 'n nuwe mens. Eintlik moet ons dit lees. Kom ons gaan bly net gou na 2 Korintiërs 5 toe. Ek wil hierdie 5 skrifte net vir u lees. 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5:17, dit lees as volg. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. As jy 'n Christen is, kan jy nie lyk soos die ou Christen nie. Dis 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan. Ons is nie meer onder die ou verbond nie. Ons is onder 'n nuwe verbond. Kyk, alles het nuut geword. Vers 18. Dit is alles uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Dan gaan ons na Hebreërs 4:16 toe. Hebreërs 4:16. Omdat hy ons nou versoen het met homself. Kan Hebreërs 4:16 gebeur. Hy sê, Hebreërs 4:16, hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Met ander woorde, nou dat ons versoen is en vrede met God het, raai wat? Nou kan ek na hom toe gaan, sê my koning, dankie dat ek met vrymoedigheid voor u kan staan. Deur die bloed van die lam, om genade en barmhartigheid by u te kry. My boetie en sussie, God is nie meer kwaad nie. Ek en jy kan nou met vrymoedigheid na hom toe gaan. 1 Johannes, kom ons gaan terug na 1 Johannes toe. 1 Johannes 4:18. 1 Johannes 4:18. Hy sê, 1 Johannes 4:18, hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So, daar is geen vrees in die liefde nie.
Dit beteken ons het respek, eerbied, ontzag vir God. Maar daar's geen vrees met God nie. Want hy het my onvoorwaardelik lief. God het jou lief. Hy het jou onvoorwaardelik lief. Sy liefde sal nooit verander teenoor jou nie. En daarom wil hy my en jou uitnooi om nie met vrees na hom te gaan nie, maar met vrymoedigheid. Sy liefde is volmaak. En hy wil graag hê ons wat sy bruid is met hom ook lief hê. Jy sal nie graag met iemand wil trou, 'n man sal nie graag met 'n vrou wil trou wat nie lief is vir hom nie. Die vraag is, hoe bewys ons liefde vir hom? Ons bewys ons liefde vir hom om tyd met hom te spandeer en gehoorsaam te wees aan hom. Tyd met hom te spandeer en gehoorsaam te wees aan hom. Ek wil 3 versies lees, dan gaan ons afsluit. Ons is by Johannes, kom bly Johannes 5 toe. Ons het 4 gelees, ons gaan nou in Johannes 5 vers 3. 1 Johannes 5 vers 3, hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. As ons liefde wil bewys aan ons koning, dan is ons gehoorsaam aan sy woord. Die tweede vers wat ek wil lees, as dieselfde klink, ons gaan na Johannes toe. Johannes 14, sê Jesus vir sy disippels dieselfde ding. Johannes 14, vers 15. As julle my lief het, bewaar my gebooie. En as dit nie 10 wette nie, God praat met ons gemeente oor die gawes byvoorbeeld, dat ons sal begin funksioneer in die gawes. Amen. Dit wat God met jou praat by jou stilte tyd om sê, wow, Here, dis amazing, ek gaan dit doen, daders te word. Reg, laaste skrif, 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2 vers 9. 1 Korintiërs 2 vers 9. Toe ek dit lees, dus dit net vir my so bemoedigend. 1 Korintiërs 2 vers 9 sluit ons mee af. Hy sê, maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Met ander woorde, nou kom ons terug na die gawes toe. God sê, as ons hom liefhet, het hy vir ons dinge voorberei wat ons nie ken, verstaan, nog nie eens gesien het nie. Dis wat hy vir ons voorberei het. En hy wil hê ons daarmee inwandel. Hy gee dit vir wie? Vir die wat hom liefhet. Hoe gaan ek hom lief hê? Kom spandeer tyd met hom. Kom ons gehoorsaam. Amen. My broer en sussie, ek daag hier uit. Ek nooi hier uit. Kom ons word daders van die woord. Dis ons bewys dat ons hom lief het. Hy het jou onvoorwaardelik lief. Maar hoe ons wys dat ons lief is vir hom, kom ons word daders van die woord. Amen. Kom ons sluit af. Dankie Jesus dat U ons lief het. Dat U ons onvoorwaardelik agape lief het. En dat U vanmôre vir elkeen vir ons sê, ek het goeie dinge vir jou in stoor. Ek het goeie dinge vir jou beplan, vir jou lewe. Ek is nie die een wat kom slag, steel en verwoes nie. Dis die duiwel se karakter. Ek het jou lief. Dankie Here dat U elkeen vir ons dan wat U kinders is uitnooi om met vrymoedigheid na U toe kan gaan deur die bloed van Jesus.
En wat U daar vir ons gaan gee, is genade en barmhartigheid. Dankie daarvoor, Vader. Dankie. Dankie, Here. Dankie, Here, U het nie gekom om ons te straf nie. U het Jesus se straf, sodat ons vry kan wees. Onskuldig. En daarom kom ons vanmôre gesing het. You are worthy. You are worthy of it all. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons, dat ons die liefde wat ons ervaar en beleef het, dat ons dit sal uitleef. U sê as ons dit nie uitleef nie, dan ken ons U nie. En Here, help ons om daai lewe uit te leef teenoor U, teenoor ons naaste. Dis ons gebed in Jesus naam vanmôre, Vader. Amen. Ek kom sing 'n liedjie en dus ja, kom sing die volgende. Jesus loves me, yes kom staan op. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kom sing weer. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Love Jesus. Yes, I love Jesus. I love Jesus. I love to tell Him so. Dankie, Here. En Vader, ek wil vra deur die Gees en deur die woord dat in hierdie week ons sal oorweldig met daai liefde. Hier's mense wat hier sit en getwyfel het en wonder. En selfs in rebellie was teen U, omdat hulle gedink het U het hulle nie so lief soos ander nie. Vanmôre wil U vir hulle sê, ek het jou lief. Dieselfde prys wat ek betaal het vir die ander, het ek vir jou ook betaal. Want ek het jou lief. En ek wil bid en vra vanmôre, Vader, deur die Gees hierdie week, laat U daai liefde vir ons sal openbaar. Soos wat ons U tyd met U spandeer, dat U ons sal oorweldig met daai liefde. Kom oor U Heilige Gees. Kom openbaar dit in ons. Sodat wanneer ons hier uitstap in hierdie week wat voorlê, dat mense sal sien ons wandel soos wat Hy gewandel het. Sy lewe neergelê het. Kom Heilige Gees. Openbaar dit in ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.